So hierdie episode wat regtig waar vir my nogal diep sny. Ek dink is een van die belangrikste en ontstellendste van hierdie hele reeks. Dis nie 'n tirade teen joernaliste nie. Ek was self 'n joernalis gewees. Ek het vir 5, 6 jaar vir Beeld gewerk en daarna het ek geskryf vir baie publikasies. Hierdie is 'n ontleding van 'n menslike prys, hoe 'n naam, 'n gesig omskep kan word in 'n storie. En hoe dit voel om daai storie te wees wat niemand probeer verstaan het nie. Ja, dit was absoluut vir my absurd geweest hoe joernaliste seker goed gevoer kan word en dit is net sensasie gedrewe. So ek onthou die dag toe ek my naam die eerste keer in 'n rapport gesien het. Ek was toe nie meer 'n regtige organiseerder of 'n skrywer of 'n promotor nie, maar as die man agter die Teens Jordaan tribute op Loftus. Of eintlik nie as die man nie. Ek is eintlik maar net gesien as 'n opskrif, as 'n teken. En dit was 'n groot opskrif geweest. Daardie oggend, dit was hier in Julie 2022 geweest. Maar soos enige ander oggend begin jy maar as jy 40 teksboodskappe op jou foon sien voordat jy wakker word. So ja, dit was die storie in 2022 toe Willie gesê het moenie my seun se naam misbruik nie, maar dit was net die begin. Weet toe dit gevolg, die een na die ander. Week na week, Sondag na Sondag. Dit was asof daar 'n behoefte was om hierdie wond oop te hou. En seker om die karkas te dissekteer, weet vir almal om te sien. En ek het eventueel opgehou om dit te lees. 'n Mens moet dit doen vir jouself behoud. Dan sê hulle jy reageer nie, maar as jy reageer dan weet jy nie wat Kurt het byvoorbeeld gesê het nie. Hulle vra jou die vraag waarop hulle die antwoord soek om die narrative te kan dryf wat hulle wil hê. So dis maar die ding is van hierdie leens, weet jy lees dit nie, maar almal lees dit namens jou en voor jy weet ja, jy weet ek het gedink ek verstaan hoe die media werk totdat jy die teiken word. Tot jy agterkom die waarheid is nie meer relevant nie. Dis net belangstelling en rondom bekende publieke figure wat 'n groot following het en jy weet jy kan skryf speld val langs iemand en dit kan nuus wees omdat dit 'n betrokke persoon is. Dis nie in die publieke belang nie, dis net bloot in hulle eie belang. Dis vir kliks en likes en absoluut net sensasie. Ja, ek is die eerste keer wat ek sien na hierdie huisgenoot kyk, weet hulle. Maar oor die jare hulle het geskryf oor goed wat nie gebeur het nie. Hulle het mense gebel wat my jare laas gesien het. Jy weet hulle het gevra oor dinge wat hulle reeds besluit het hoe dit lyk. Want dis hoe dit werk. Jy pas die feite by die storie aan en nie andersom nie. En dit het ons eventueel gebreek. Dit is 'n oormag waarteen jy totaal en al magteloos is. En dit help nie, ek het dit lank probeer verstaan. Ek het probeer verstaan hoekom dit so is. Want die stories het nie elke keer soveel reaksie uitgelok nie. Jy weet, hulle was opgewees, maar dan kan mense nou sien, die eerste paar goedjies op Facebook, hoeveel traction dit het. En ek het net gewonder, hoekom nou ek, hoekom hierdie vasbyt om my naam, my lewe, my gesin te breek. En toe ek besef, ek is 'n maklike teiken, ek het nooit hard genoeg teruggedruk nie. Ek was altyd die ene wat 'n mooi reaksie probeer gee het, en hulle was aligned met Kurt Darren Nicoleski's, Marie Libbe, en ek was iemand met genoeg geskiedenis om sensasie te dra, maar nie genoeg mag of geld om terug te beklei nie. So ek het die gevolglike lam ter slagting geword in 'n verhaal met genoeg bekendes om sensasie te justify of te bewerkstellig. Dis maklik om iemand te breek as jy nooit al oor hoef te sien nie. As hulle is net 'n sin in jou storie, 'n naam op 'n bladsy, onderaan 'n bladsy. Maar ek is nie net 'n paragraaf nie, ek is 'n mens. Ek onthou een van die laaste Sondae toe ons nou regtig gedink het die stof het gaan lê.
Toe is daar weer iets oor die kolleskies wat grappenderwys vir Kurt Darren het sê van R92.000 op die Afrikaanse groot show oorhandig en ek het dit nie eens gelees nie, ek het dit later gelees want ek het dit in my boek ingesluit want dit is vir my absolute, ek noem dit die Marie Antoinette oomblik in die boek waar die volk honger is, gee vir hulle koek, hoe hulle so kan omgaan met 'n bedrag van R92.000 terwyl daar mense is wat op 10 of 8.000 of 6.000 rand 'n maand probeer oorleef. So dit brei ek op breedvoerig uit en dit was totaal en al onsmaaklik. Maar in daai tyd het ek opgehou verduidelik. Ek het opgehou probeer bewys want jy kan nie eerlikheid verduidelik aan mense wat sensasie probeer verkoop nie. Jy bevind jouself in 'n forum waar dit eenvoudig net nie moontlik is nie. Hulle het selfs by my huis opgedag eendag, die huisgenoot. Sy het gelieg om in te kom en ons het in daai stadium al klaar vir hulle gesê, daar is niks meer om te sê nie. Maar hulle het hierdie storie gesoek van ek kan so net tot op die bank sit en huil, liewer daai quintessential huisgenoot sensasie storie. Maar nou ja, toe word ons nou hoor by die sekuriteit hoe hierdie mense ingekom en daar keer hulle toe voor en sê hoorie maar jy het nou betree wat normaal is en die twee het ons die polisie laat ontbied en die twee klim toe uit die kar uit en laat span hulle in die pad af. Dit is nogal hilarious geweest die verslaggewer en haar fotograaf. Maar ja, dit is in 'n netedop wat daai was. Maar ek verstaan nou, dis nie haat wat hulle dryf nie, dis honger, dis vir 'n scoop, vir 'n byline. Want in Suid-Afrika het lankal sy empatie verloor. En in hierdie land verkoop pyn beter as waarheid. Ek dink ons almal ervaar soveel pyn dat dis hartseer dat 'n mens begin besef mense verlustig hulle self en ander mense so swaar kry. En dan praat ek nie ook net van koerantopskrifte nie. Ek dink dit is 'n dieper siekte in ons Afrikaner samelewing op die oomblik. So hulle het geskryf male sonder taal oor geld, oor skuld, oor die ondergang. Maar hulle het nie besef wie die mense agter dit was nie. Weet nie oor die vrou wat snags langs my lê en my hand vashou nie oor my kinders wat wil pa sien breek, wat hierdie goeders in tydskrifte sien, wat daaroor gevra word nie. Jy weet, dis in nou daai stilte, waar dis waar die werklike skade lê. Ek het probeer antwoord, ek het e-pos op die mooiste manier gestuur, maar dis nie hulle belang om balans te gee nie. Jy weet, Wynand de Villiers, Kurt Darren verkoop 'n storie as dit in 'n sekere blik gesit word. My kant verkoop nie. Ek het geleer die media vra nie vir jou kant van die storie nie. Hulle gebruik net die deel van jou reaksie of wat pas by 'n opskrif, hulle sogenaamde kop in journalistieke terme wat 'n mens van gepraat het. En dis hoekom ek eventueel stil geraak het. Dit nie omdat ek niks gehad het om te sê nie. Maar ek het besef die waarheid gaan verseker nie gestalte kry in hierdie forum nie. En jy kan nie 'n storie verkoop oor menslikheid nie. Maar nee, ja, ek het nou vrede gemaak met hulle. Ek dink 'n mens as jy vir hulle die aandag gee, dan verhewe jy hulle tot op 'n platform waar hulle 'n rol speel in jou lewe. En ek het nie meer hulle nodig om my waarheid te dra nie. Dit is so eenvoudig soos dit. En dit is, ek dink Steve se gees in die manier waarop hy rotsvas was, en veral in 'n tyd toe sy beskouings om sy lewe gekos het, en ook of nie sy lewe nie, sy bestaan gekos het en op voorblaai was, het dit my laat rasionaliseer, dat ek kan sterk genoeg wees om my eie denkrigting te bou tussen hierdie goed. So, hulle het my naam probeer vernietig. Nou gebruik ek dit self, hulle het my stilte misbruik, maar ek het nou 'n platform waar ons daaroor kan gesels. Ek hoef nie meer gemanipuleer te word deur Rapport of Huisgenoot nie. Die Engelse pers het actually nogal baie objektief oor die goed berig. So gaan Google dit 'n bietjie.
Ek weet nou die waarheid hoef nie mooi te klink nie. Dit is baie keer glad nie sensasioneel nie, maar dit is reg. En dit is belangrik. Veral in 'n wêreld waar kunsmatige bestaan en weet vooropgestelde persepsies oor verhoudings en mense baie keer die waarheid verontagsaam. So hulle het geskryf oor my ondergang. Ja, ek het ondergegaan, maar hulle het nooit verstaan dat stilte was nie deel van daai ondergang nie. Dit was maar deel van my sanity gewees. Ek het gewag, jy weet, totdat ek 'n forum kry om self te kom praat. En dit is en dit is belangrik. Jy weet dat daar hierdie rekord is van dinge. Want dit is presies hoe dit gebeur het. Onthou, like, follow en share asseblief, as julle van die content hou. En ja, en stuur vir julle ons comments, sê wat julle in die volgende episodes wil sien, sê wat julle vra het. Ek sal dit na die bes van my vermoë beantwoord.